Goeienaand, ek is Daniella van Heerden en baie welkom by nog 'n uitsending van Die Papier Praat, waarin ons kyk na interessante plaaslike en internasionale nuusgebeure. Môre is daar weer 'n splinternuwe uitgawe van Die Papier landwyd op die rakke. En hier is enkele stories waarna jy kan uitsien. Suid-Afrikaners in Mpumalanga en Gauteng asem onwetend vuil lug in, wat gelykstaande is aan 'n skokkende hoeveelheid pakkies sigarette. Die Wes-Kaapenaars is die gelukkiges met vars lug. Maak seker jy lees ons in diepte verslag hieroor. Ons vra kenners hoe dit met die res van die wêreld vergelyk, moontlike oplossings en die regsimplikasies van hierdie krisis. Die stemme van gematigdes word verdring in die politieke geraas tussen links en regs. Lees hoekom dit so belangrik is om alle stemme te hoor. Ons vra, hoekom neem huurmoorde so toe in Suid-Afrika? En 'n nuwe solidariteit afvaardiging is tans op besoek aan Washington. Dan het ons ook vir jou sportnuus. Jana Swart berig oor die All Blacks se eerste toer na Suid-Afrika in 30 jaar. Chad le Clos se Statebond speel 'n rekord, Frankryk se nuwe sokkerafrigter en die naweek se interskole toernooi in die wêreld. Maar eers het ons vir jou hierdie nuus. Ons begin in Zimbabwe, waar 'n dinosaurus fossiel wat na raming 210 miljoen jaar oud is, ontdek is. Dit is die 5de dinosaurus spesies wat tot dusver in Zimbabwe ontdek is. Die fossiel, wat reeds in 2018 op die oewer van die Kariba-meer in die noorde van Zimbabwe ontdek is deur kenners geïdentifiseer as 'n voorheen onontdekte spesies, die Musangu matusadonnaensis. Anders as die reusagtige langnek-dinosourusse wat miljoene jare later die aarde bewandel het, was die Musangu omtrent 4,5 meter lank en het omtrent 220 kg geweeg, dieselfde as 'n volgroeide vark. Die naam is afgelei van die Shona-woord Musangu, wat beteken om in die bos te bly. Volgens kenners bewys die ontdekking dat Suider-Afrika se dinosaurus-ekosisteme verskil het van dinosourusse elders op die planeet. Die fossiel dateer uit die laat Triasperiode, voordat dinosourusse die dominante landdiere was. Kenners is bekommerd dat rook weer mode gemaak word deur glansmense en sosiale media beïnvloeders, ten spyte van gesondheidswaarskuwings. Kylie Jenner het onlangs die wenkbroue laat lig toe sy, sigaret in die hand, op die voorblad van die internasionale glanstydskrif Vanity Fair verskyn het. Die sangeres Dua Lipa het houers vol sigarette by haar troue gehad, spesiaal vir haar gaste. Internet soektogte oor hoe om met 'n sigaret vir 'n foto te poseer het met 70% toegeneem onder 18 tot 24-jariges. Fotos van glansmense wat rook word selfs met die splinternuwe hitsmerk Sigfluencers op Instagram geplaas. Gesondheidskenners waarsku die tendens om rook glansryk te laat lyk kan dekades se vordering op gesondheidsgebied ongedaan maak. Die anti-tabak voorspraakgroep Truth Initiative waarsku popkultuur se verheerliking van rook wakker opnuut tabakverslawing onder veral jong mense aan. Dit ontmoedig ook diegene wat probeer om op te hou rook. Die nuwe tendens word deur kenners gesien as 'n rebellie teen die druk om jou beste self te probeer wees op sosiale media. Jong mense glo ook verkeerdelik dat rook sal help teen angs en depressie. Hy is die oulikste ding in 'n lang tyd op die internet en het onlangs sy eerste verjaarsdag gevier. Ons praat natuurlik van Punch, die oulike sneeuapie. Punch het miljoene mense wêreldwyd se harte gesteel. Plaaslike inwoners en duisende internasionale toeriste stroom sedert Februarie vanjaar, toe daar die eerste keer oor Punch berig is, na Japan se Ichikawa dieretuin. Punch is kort na sy geboorte deur sy ma verwerp. Sy versorgers het vir hom 'n opgestopte orang-oetang gegee as troos, en foto's en video's van Punch wat sy speelding agter hom aansleep terwyl hy vergeefs die volwasse sneeuape se guns probeer wen, het oornag miljoene harte laat vermurwe. Die goeie nuus is dat hy sedertdien heeltemal deur die ander apies aanvaar is en 'n paar boesemvriende gemaak het. 3 ander apies wat die afgelope paar weke gebore is, het ook besluit Punch is hulle gunsteling.
Hulle soek hom op te speel en volg hom waar hy ook al gaan. Met Punch se eerste verjaarsdag die afgelope Sondag het hy meer as 2500 verjaarsdagkaartjies van aanhangers wêreldwyd ontvang. Maar wat presies is dit wat hierdie aapie so diep in ons harte laat inkruip het? Nelly Prinsloo, 'n kliniese sielkundige van Alberton. Dit is 'n interessante konsep om te wonder hoekom mense so begaan is oor Klein Punch. Maar ek dink ons is almal geneig om op te kom vir die wat aan die kortste end trek. En ons wil beskerm en omdat die aapie so menslik is, voel ons na aan hom en mense is bekommerd as hy geboelie word. Ek dink mense wil hom ondersteun en beskerm, dit is 'n mens se instink wat dadelik na vore kom. En mense wil ook 'n goeie uiteinde hê en wil sien hoe hy aanpas en of hy nog so eensaam is. Hy lyk weerloos en ek dink ons kan almal daarmee identifiseer. Die aapie verteenwoordig ook mense se lewensstryd, die op en afs van die lewe, om geboelie te word, om alleen en nie geliefd te voel nie, en die stryd om 'n bestaansreg. En ek dink dit is waar die groot belangstelling vandaan kom. En dan is hy natuurlik baie oulik. Dit was Nelly Prinsloo, 'n kliniese sielkundige van Alberton. Môre is daar weer 'n splinternuwe uitgawe van die papier landwyd op die rakke. Hier is 'n paar hoogtepunte waarna jy kan uitsien. Op Sondag 31 Mei om 9:30 was die luggehalte in Johannesburg die swakste ter wêreld. Die stad het die dag die Wêreldgesondheidsorganisasie of WHO se riglyne vir gesonde lug byna 3,5 keer oorskry. Air Quality Index het die luggehalte gemeet. Ongelukkig was hierdie luggehalte nie 'n uitsondering vir Gauteng nie. Volgens 'n onlangse verslag sterf ongeveer 42.000 Suid-Afrikaners jaarliks weens lugbesoedeling. En in môre se uitgawe van die papier kyk Elise Tempelhof en Kylie Joubert na die kwessie en ook die implikasies daarvan. Advokaat François Botha verduidelik nou hoekom besoedeling so 'n sensitiewe kwessie is. Ja, dis belangrik vir alle nywerheidsdorpe soos byvoorbeeld Secunda, Evander, Trichardt, net om een te noem, naby Nelspruit, daar waar in Gondwana is, Sappi se fabriek. Ek dink die groot industrie het tot 'n mate het hulle arrogant geraak en blasé geraak wat lugbesoedeling aanbetref. Ek dink daar moet meer omgewingsbewustheid geskep en gekweek word binne 'n gemeenskap om veral groot industrie daarop te attent te maak dat ons werk met 'n baie sensitiewe ekologiese ekwilibrium. Dis 'n stelsel wat baie maklik versteur kan word as daar of lugbesoedeling, waterbesoedeling, selfs grasbesoedeling, glo dit of nie, plaasvind. En dis dink ek moet daar meer aktiviste daarvore kom om hierdie tipe van besoedeling te bekamp en natuurlik om dit aan te spreek en dienooreenkomstig uit te roei. Dit was advokaat François Botha. As jy moeg is vir die politieke geraas rondom jou, maak seker jy lees die bekende mediaman Andries Cornelissen se meningsstuk oor hoe die geskree op mekaar die stemme van gematigde Afrikaanssprekendes verdring. Andries vertel wat hom die pen hieroor laat opneem het. Die Afrikaner debat op sosiale media platforms is die afgelope tyd gekenmerk deur onsmaaklike bekgevegte tussen die regterkant van die politieke spektrum en die linkerkant van die politieke spektrum. Tussen hierdie twee is daar baie ander argumente wat nie gehoor word nie. Dis daardie mense wat hulle in die boog van die politieke hoefyster bevind. Hierdie Afrikaners neem nie deel nie, want as jy met die een kant verskil, moet jy beslis van die ander kant wees en dit eindig in 'n aggressiewe naamnoemery. My argument is dat daardie groep tussen links en regs, die sogenaamde gematigdes, ook gehoor behoort te word. En ek meen hulle is eintlik in die meerderheid. So kom ons hoor ook die gematigdes se stemme. Daar is wel Afrikaners wat nie net altyd links of regs is nie. So sê Andries Cornelissen. Ook in môre se koerant. Ons praat met kenners oor die ongekende toename in huurmoorde in Suid-Afrika en ons berig oor 'n nuwe solidariteit afvaardiging wat tans in Washington is. Augustus is die maand waarin Afrikaans gevier word en in van dese week se profiel stel ons jou voor aan die akademikus en taalstryder Hein Willemse. Jy kan ook meer lees oor Buxom Scott, wie se skreeusnaakse video's feitelik oornag van hom 'n sosiale media sensasie gemaak het. Hy het 'n spesiale boodskap vir die papier se lesers. Come on, peeps, mama.
ek is in die koerant. Dames en here, 'n paar dae terug is ek gekontak deur Die Papier en hulle wil 'n artikel oor my geskryf het. 'n Reuse eer vir my. Mense wat my nie ken nie, my naam is Buxem. Kan graag my blad gaan uitkyk op Instagram en TikTokie. Net Buxem, so jou local baie prater. So maak seker jy maak 'n draai en lees die artikel as jy bietjie meer oor my wil uitvind en hoe ek kom agter al hierdie snaakse stories van my. Dankie. En dit was Buxem Scott. Dis maar enkele van die hoogtepunte in van dese week se uitgawe van Die Papier. Ons het ook vir jou sakenuus, 'n keer uit plaaslike en dan ook internasionale nuushoogtepunte, heerlike resepte en ons gewone lekker lees keer van rubrieke en meningsstukke. Daar is ook 'n speletjiesblad, 'n skolesportblad en 4 bladsye se sportnuus. Volgende aan die beurt, nuus uit die res van die land, soos verskaf deur ons susterspublikasie Nova News. Johanna Maree, 'n inwoner van Trans 50 Palms in Panorama, het onlangs haar 106ste verjaarsdag gevier. Die feestelike geleentheid is bygewoon deur familie, vriende en mede-inwoners van die tuis. Selfs die Wes-Kaapse premier Ellen Windey het Tannie Johanna se groot dag bygewoon. Die Tygerberger berig dat sy die 3de oudste inwoner van die Wes-Kaap is en die 12de oudste mens in Suid-Afrika. Tannie Johanna het 30 jaar by Barclays Bank in Kaapstad gewerk. En sy is sedert 1999 'n inwoner van die Trans 50 Palms aftreeoord en het tot in Desember 2018 nog op haar eie gewoon. Sedert 'n beroerte is sy van 'n rolstoel afhanklik en woon sy in die oord se versorgingsafdeling. Sy doen egter steeds oefeninge in haar rolstoel, geniet dit om rugby te kyk en sy hou van gospelmusiek. Van ons kant af ook baie hartlik geluk aan Tannie Johanna. 'n Boer maak 'n plan en boere en ander innoveerders kan hulle staal wys in 'n kompetisie by die 2026 Nampo Kaap Expo wat in September in Bredasdorp plaasvind. Graan SA sê hulle wag op inskrywings van praktiese idees wat alledaagse werk op plase, in werkswinkels en rondom die huis eenvoudiger, veiliger, doeltreffender of meer bekostigbaar sal maak. Volgens Dr. Dirk Strydom, besturende direkteur van Nampo, wys die boereplanne kompetisie jaar na jaar dat innovasie nie altyd ingewikkeld of duur hoef te wees nie. Dit begin dikwels met 'n praktiese probleem en iemand wat besluit dat daar 'n beter manier moet wees. Volgens Strydom kan die deel van hierdie idees lei tot 'n meer vindingryke, doeltreffende en veerkragtige landbousektor. Inskrywings sal in 8 afdelings beoordeel word. So, as jy dalk 'n blink plan het, moet jy gou spring. Die eerste sperdatum vir sommige afdelings is reeds op 20 Augustus, met 'n tweede sperdatum op 1 September. Lees meer oor die kompetisie op grainsa.co.za. Kaartjies vir Nampo Kaap 2026 is ook reeds aanlyn beskikbaar. 'n Witrug aasvoël wat byna 25 jaar gelede as kuiken gering is onlangs weer naby Kimberley gewaar. 'n Senior dierkunde dosent aan die Solplaatjie Universiteit en voorsitter van die Gariep Voëlklub, Dr. Doug Hairbottle, het die foto geneem op die Rooifontein Wildsplaas. Hy het die foto geneem sonder om aanvanklik te besef dat dit een van die oudste oorlewende voëls van die Dronfield aasvoëlprojek is. Volgens Hairbottle benadruk die ontdekking die onskatbare waarde van die langtermyn aasvoëlmoniteringsprojek buite Kimberley. Dis 30 jaar gelede begin deur Angus Anthony, 'n navorser wat steeds die projek koördineer. Die 76-jarige Anthony is in 2022 deur BirdLife Suid-Afrika vereer vir sy lewenslange bydrae. Maak seker jy lees die joernalis Sharnay Kemp se artikel oor hierdie merkwaardige projek en Anthony se navorsing op die Nova News platform. Dis dan 'n oorsig van interessante nuus soos verskaf deur ons susterspublikasie Nova News. As jy op hoogte wil bly van plaaslike sowel as wêreldnuus, onthou, Nova News is gratis. 21 gemeenskapskoerante van reg oor die land sorg vir daaglikse opgedateerde nuus. Jy kan hulle gaan volg by novanews.co.za. En nou is dit tyd vir sportnuus. Jana Swart is gereed om vir ons te vertel van die naweek se sporthoogtepunte. Goeienaand Jana, oor na jou.
Baie dankie Daniela. Ons begin by rugby. Dis 'n propvol naweek en hier is waarna jy alles kan uitsien. Die All Blacks hou môre tussen 1:00 en 3:30 'n verwelkomingsgeleentheid by die DHL Stadion in Kaapstad. Hulle nooi plaaslike ondersteuners om die span te verwelkom voor die Greatest Rivalry toetsreeks teen die Springbokke. Die Nieu-Seelanders, wat tans na Suid-Afrika onderweg is, sal 'n media sessie sowel as 'n ontmoeting met ondersteuners aanbied. Die Silverfarings se eerste wedstryd is volgende Vrydag teen die Stormers. Volg Die Papier Praat en ook Die Papier se webwerf en koerant om in die volgende weke op die voorpunt van die toer te bly. Die voormalige Springbokke, Chris Rousseau, John de Villiers en Andre Venter, het met Die Papier gesels en verskil oor die terugkeer van die Springbokkaptein Siya Kolisi, Eben Etzebeth en Sasha Feinberg Mngomezulu. Die oudbokke brei ook uit oor waarom Rassie Erasmus, hoofafrigter van die Springbokke, sy spelers tydens die Greatest Rivalry toetsreeks moet roteer. Die derde ronde van die Karibeker reeks begin môre aand wanneer die Cheetahs die Griquas in Kimberley pak. Saterdag speel die Stormers tuis teen die Sharks en die Lions en Bulls speel in Johannesburg. Sondagmiddag speel die Boland Cavaliers hul derde agtereenvolgende tuiswedstryd teen die Pumas. Parel Gimnasium is die gunsteling vir die Parel se interskole stryd Saterdag teen Boysay. Gemies het slegs 1 wedstryd vanjaar verloor terwyl Boysay 4 keer aan die verloorkant was. Boysay, wat verlede jaar ook die buiteperd was, het verras toe hulle met 35-33 geseëvier het. Met nog 2 rondes se liga-wedstryde in die Verseker Noordvaalbeker oor, is die spanne vir die halfeindronde reeds bepaal. Die verdedigende kampioen Garsfontein saam met Monument, Noordheuwel en Waterkloof is verseker van hulle plekke in die uitspelrondes. Van Saterdag se grootste wedstryde is Monument teen Rustenburg, Waterkloof teen Helpmekaar College en Menlo Park teen Dr. E.G. Jansen. In sokkernuus. Die Franse sokkerikoon Zinedine Zidane is van dese week as die nuwe afrigter van Frankryk se sokkerspan aangekondig. Die 54-jarige het jare vir die pos gewag en neem by Didier Deschamps oor. Zidane het gesê dit verskaf hom groot plesier om die afrigter van die span te wees en dat die Franse pos die enigste een is wat hy wou hê. Zidane het 'n 4-jaar kontrak wat in 2030 verstryk na die volgende wêreldbeker wat in Marokko, Portugal en Spanje aangebied word. In nuus van die Statebondspele. Chad de Clou is amptelik die mees suksesvolste swemmer in die geskiedenis van die Statebondspele met 21 medaljes. Hy het by Emma McKeown van Australië verbygeskuif toe hy deel was van die Suid-Afrikaanse 100 meter wisselslag aflosspan wat 'n bronsmedalje gewen het. Die Protea netbalspan het ook 'n Statebondspele rekords verbeter toe hulle Tonga 96-48 geklop het. Ons sluit af met netbal. Parel Gimnasium se eerste netbalspan sal Vrydag hul interskole wedstryd teen die Hoër Meisieskool Parel vol selfvertroue aanpak nadat hulle verlede week geskiedenis gemaak het. Die Gemies is as nasionale kampioen gekroon tydens 'n toernooi by Dr. E.G. Jansen Hoërskool in Boksburg. Parelgem het ook vroeër vanjaar hul titel as kampioen van die Wilde Klawer toernooi suksesvol in Kimberley verdedig. Dit was dan hierdie week se sporthoogtepunte. In môre se uitgawe van Die Papier het ons vir jou nog meer sportnuus. Daar is ook 'n blad met sportnuus van skole landwyd. Volg gerus ook ons webwerf by diepapier.co.za om op hoogte te bly van plaaslike en internasionale sportnuus. Terug na jou, Daniela. Dit was ons sportverslaggewer, Jana Swart. Ongelukkig is dit nou weer tyd om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel was. As jy daarvan gehou het, teken sommer nou dadelik in op Die Papier Praat om seker te maak jy loop nie ons uitsendings mis nie. Onthou, môre is daar weer 'n splinternuwe uitgawe van Die Papier te koop op winkelrakke landwyd. Dis ook op ons webwerf beskikbaar as 'n e-uitgawe. So volg gerus ook ons webwerf by diepapier.co.za om daarop in te teken en as jy op hoogte wil bly van daaglikse nuus. Totsiens, tot volgende donderdag om 7.